Die Imago verhoudingswerkswinkel is 'n werkswinkel wat jou huwelik binne 2 dae op 'n totale nuwe plek kan bring. Dit is 'n baie effektiewe proses met al die nuutste navorsing oor wat gaan aan in verhoudinge, met die nuutste gereedskap om jou verhouding te ondersteun en te kan help om jou huwelik op 'n baie gesonde en vreugdevolle plek te bring. Pare wat dit al bygewoon het sê dat hierdie ervaring om op hierdie werkswinkel te wees is een van die beste ervarings, een van die beste beleggings wat hulle ooit kon maak in hulle huwelik en in hulle lewensgeluk. Wat op hierdie werkswinkel gebeur, dit is 'n 2,5 dag werkswinkel, is dat ons gaan in die eerste plek kyk 'n bietjie saam met julle na wat is jou prentjie van liefde, jou imago. Dis die teorie waarmee ek werk se naam, imago, wat die image is vir picture of jou onbewuste prentjie van hoekom het jy op jou maat verlief geraak. En dit is nogal interessant as mens dit begin vra en na dit begin kyk, dat ons reken 'n mens het so ongeveer 24,000 mense wat by jou verbykom voordat jy keuse maak vir 'n lewensmaat. En hoekom sal jy hierdie een spesifieke persoon kies uit die 24,000 mense wat in jou lewe verbygekom het? Want as jy daardie prentjie gaan begin verstaan, gaan jy eenkant verstaan wat was so aangenaam gewees en so lekker gewees toe julle in die verliefdheidsfase was. Wat is die lewe wat julle mekaar herken het? Maar wat jy ook gaan verstaan as jy jou prentjie van liefde, jou imago gaan verstaan, is hoekom die magstryd opgedaag het. Hoekom dit dalk nou nie meer so lekker is saam met mekaar nie. Hoekom is dit so stil? Hoekom is dit so chaoties? Hoekom is dit so baie emosioneel? Hoekom is dit so min emosioneel? Wat ook al die dans is van jou verhouding. Jy gaan begin verstaan, hoekom is dit besig om te gebeur wat gebeur? Nou as mens begin verstaan, kan jy iets daarin doen. As dit net vir jou een deurmekaar chaotiese spul is, jy weet nie hoekom is jou man so stil nie, jy weet nie hoekom is jou vrou so oor-emosioneel nie, dalk is dit andersom ook hoekom jou man nie so oor-emosioneel is, en hoekom jou vrou so stil is, so kil aan een kant is. As jy dit kan begin verstaan, julle kan dit dalk saam verstaan, dan kan julle die dans gaan verander tussen julle twee en julle kan verby die magstryd beweeg. En dis een van die groot pluspunte van hierdie werkswinkel. Jy identifiseer die magstryd, jy verstaan hom, maar jy beweeg daardeur. Jy kan nie daar wil leef die res van jou lewe nie. 'n Ander deel ook waarna ons gaan kyk is dat in die magstryd is dit nie meer lekker in die huwelik nie. So mense begin uitbeweeg weg van die huwelik af na ander plekke toe. Daar's meer aandag by die kinders, daar's meer aandag by die selfoon of die rekenaar, of daar is verslawings, of daar is 'n derde persoon betrokke in mense huwelik. En dan is die fokus en die warmte en die liefde nie meer in die huwelikse spasie nie, maar is iewers op 'n ander plek. Maar die spasie van die huwelik baie leeg los en op 'n plek los waar mens voel ons mekaar nie meer lief nie. Tot 'n plek waar mens voel is baie seer en vernederend of net ordentlik stil. Nou, ek gaan ook saam met julle kyk na die magstryd. Hoe kan julle weer die fokus terugkry in julle huwelik? Hoe kan ons weer daai lewendigheid wat julle waarskynlik daar in die begin toe julle mekaar ontmoet het gevoel het? Hoe kan ons weer daai lewendigheid terugbring in die huwelik in, na die magstryd? En dan as jy dit kan regkry, jy kan jou fokus weer terugkry in die spasie, dit is nie iewers by 'n ander persoon nie, dis nie by die kinders nie, dis nie net stil nie, dan gaan ek julle leer hoe om in gesprek te tree, hoe om weer die praat en die luister aan die gang te kry in julle verhouding. Kommunikasie is belangrik, maar dit help nie net, mense het net kommunikasie tegnieke, maar jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Baie kursusse leer mense hoe om te kommunikeer, maar alhoewel kommunikasie baie belangrik is, moet daar iets gebeur met die kommunikasie in die huwelik. Mense moet op 'n manier kommunikeer dat intimiteit verdiep, mense moet op 'n manier luister dat daar heling kan gebeur. En in imago het ons 'n proses, die imago pare intentionele dialoog. Intentioneel, want jy doen nie hierdie werk omdat jy lus is nie, jy doen hierdie werk omdat jy besluit maak om iets anders reg te kry. En dit is nooit maklik om iets anders reg te kry wat jy altyd reg gekry het nie. As jy 'n dans wil verander, moet jy besluit maak. Dis 'n dialoog, want dit is iets wat tussen twee mense gebeur. Baie mense dink hulle dialoog, maar al wat ons sien wat gebeur is, dis of twee gelyke monoloë, twee mense praat, maar niemand luister nie. Of iemand praat, maar die ander een luister nie. Ek gaan julle wys hoe om aktief te luister, hoe om aktief te praat en dit gereeld tussen mekaar te wissel, dat dit 'n dialoog is, dat twee mense se gelyke realiteite kan gebeur.
En om so 'n manier te luister en te praat, dat jy nie praat om die ander een aan te val en af te kraak en nog verder seer te maak nie, maar dat jy praat sodat jy gehoor kan word, sodat iets kan beter word. En ook dat jy so kan luister, dat in jou luister jou maat weer gesien voel, gewaardeer voel, gerespekteer voel. As mens dit begin regkry, op die sondagoggend wat ek dan vir julle gaan wys is, dan kan die verandering begin gebeur. Dan kan die huwelik sy werk begin doen. Die huwelik wil graag hê dat twee mense moet verander. Dat die stil ou moet aan die praat kom. Die chaotiese ou moet kalm word. Die harde mens moet weer sag word. Die een wat te ernstig geraak het moet weer kan leer om te speel. En die huwelik wil graag daardie lewe herstel. Op die sondagoggend gaan ek julle wys, nadat julle die magstryd verstaan het, julle het geleer om te dialoog, hoe om as paar te transformeer, te groei tot 'n lewendige, volwasse, bewuste mens, saam met wie dit maklik is om mee saam te leef, veilig is om mee saam te leef. En dan op die Sondagmiddag gaan ek saam met julle kyk, dat mens kan nie net wil ernstige goed doen nie, mens kan nie net wil swaar, diep, genesingswerk in die huwelik doen, dit ook, maar iewers moet dit begin lekker raak ook. Iewers moet die speel terugkom, iewers moet die kreatiwiteit terugkom, iewers moet die passie terugkom. Nou baie mense sê, ek sal weer lief voel wanneer ek reg voel, of ek sal weer aan jou hand vat wanneer ek regtig vir jou lief voel, maar ek is net te kwaad vir jou. Nou as mens gewag tot die regte tyd voordat jy begin vreugde uitdruk, gaan jy lang wag, daar is nie so 'n plek nie. Ek gaan vir julle wys, terwyl jy diep ernstige werk doen, om ook te begin om die vreugde gedeelte van julle verhouding te begin herstel. Dis twee lyne wat saam gelyk kan hardloop. Daar is nie 'n perfekte plek waar mens perfek net kan lief hê nie. Daar's altyd diep ernstige werk, maar dit hoef nie die pret en die vreugde nie, en die ligtheid en die vrolikheid van die lewe uit te sluit nie. So ek gaan vir julle weer gereedskap leer, hoe om saam vreugde te kan uitdruk en pret te kan hê, en om lief te kan wees. In hierdie werkswinkel, as jy klaar is Sondag aand hier by my en Anita, dan gaan jy huis toe met 'n nuwe idee oor jouself. Jy gaan huis toe met 'n nuwe idee oor jou maat, wat ek dink waarskynlik 'n beter idee is as die een wat nou in jou kop is. En jy gaan huis toe met 'n nuwe idee oor jou huwelik. En jy gaan huis toe met klomp gereedskap, praktiese gereedskap. Ek wens ek is 'n towenaar. Ek wens ek het in 2 dae die mag om jou hele lewe te verander, jou hele huwelik te verander, maar dit is nie so nie. Die huwelik is baie meer kompleks as dit. Jy en jou maat is baie meer as wat my sommer hier met 'n advies of met 'n werkswinkel oor 'n naweek gaan verander. Maar jy gaan gereedskap kry om die huwelik in 'n reis in te neem, saam met jou maat, waar daar die verandering kan gebeur. Die huwelik is die dokter. As jy die regte gereedskap het, is die huwelik 'n ongelooflike reis, wat mens lewenslang kan gaan reis. As jy en jou maat hierdie werk doen, verander jy ook jou kinders. Hulle is op hierdie oomblik besig om in jou huwelik groot te word. As ons almal saam die werk doen, verander ons die gemeenskap. En die lewe word baie makliker. Navorsing wys dat verhoudingsstres dra ongeveer so 85 tot 90% by tot ons lewensstres. Kom werk met jou huwelik. Kom maak dit weer 'n gesonde, veilige, bewuste plek. En dink net, as jy van 85% van jou stres ontslae kan raak, en dink nog net, as jy nog liefgehê kan word daarby, en jou maat kan lief hê daarby, en ons kinders kan op 'n gesonde plek groot word, met 'n gemeenskap wat besig is om te genees en te verander. Hoekom sal ons dit nie doen nie? Ek sien uit om jou op ons werkswinkel te kom ontmoet. Dis 'n opwindende reis.